Goeiemiddag almal, dankie dat ek saam met julle kan wees. Die vorige keer wat ek hier was, wat ek hier gepraat het, onthou ek het ook hier rondom middagete hier opgedaag. En ek staan toe in die ry en 'n man en vrou, julle is nog steeds hier, so. En ek gaan nie julle uitwys nie. Maar hulle het my baie seer gemaak. Die vrou vra vir die man, "Wie's die Johan Serfontein?" Hy sê, "Nee, ek weet nie." Sy sê, "Ek hoop hy mors ons tyd nie." So ek hoop ek mors jou tyd vandag nie. Ek wil so 'n bietjie gesels met julle vanuit die boek Genesis. Nou wanneer mens Bybelkunde bestudeer, moenie aan die slaap raak nie, asseblief probeer bybly. Wanneer mens Bybelkunde bestudeer, dan is al soort van so 4 goed wat baie belangrik is. Die eerste is die inleiding van elke boek. Nee, jy het dit gedoen, die introduction to Isaiah of wat ook al. Dan sê hy nou vir jou waar die boek ontstaan, hoe deel die boek in, wat is, wie is die skrywer, en op die ou einde, wat sy teologiese temas. Maar dan kry jy ook tekskritiek mos, nou wanneer jy tekste krities na kyk. As jy nou opgewonde, maak jy notas, right? En dan kry jy eksegese, dis ook deel van dit, en dis daar wat jy nou die tale mos nou nodig het en so. Maar dan is daar 'n spesifieke dissipline binne in Ou Testament wat hulle noem teologie. Ou Testament teologie. En in kort sê meeste mense van Ou Testament teologie die volgende: dis 'n gesprek oor God vanuit 'n teks uit die Ou Testament. En ek wil met jou vandag 'n gesprek oor God hê, oor 'n spesifieke teks. En dit is die boek Genesis. Want as jy Genesis lees, dis daar waar God hom begin openbaar aan die mens, en lees ons van die eerste openbaringe van God aan die mens. So ek dink, jy kan iets daar optel van wat hy eintlik wou gehad het. Ons moes snap oor hom. En dan wanneer jy jouself begin bekend maak, en dan jy toe begin date het, dan maak jy sit die goeie voetjie voor en alles, en jy maak jouself bekend in daai persoon. Al jou goeie eienskappe. Jy weet, ek is lief vir diere, intussen haat jy diere. Sy like katte. Ek is mal oor katte. Intussen, weet, is jy dankbaar wees die sataniste wat die katte offer en alles, maar dis deel van jou voetjie voorsit. En vir my is Genesis hierdie eerste flitse wat ons sien van hierdie God wat ons nou nog dien. En dit kom uit 'n antieke teks, en jy weet, in daai tyd was daar baie skepingsverhale wat die ander lande om Israel vertel het. Een van die bekendes was mos die Enuma Elish, jy het daarvan gehoor. Dis nou wat hulle vertel van Marduk, hoe het gebeur dat Marduk God geword het, en dan kom Marduk en hy beklei met hierdie ander gode, en dan sny hy die een se maag oop, en hy maak die wind daar uit. Want die God het die vorige aand bietjie spicy food geëet. En is so 'n hele storie, en dan op die ou en dan het jy nou die skepping daar. Israel se storie is totaal anders. Daar's nie 'n fight nie. Hierdie God kom net en hy daag op, en hy beklei met niemand nie. Hy spreek 'n woord, en nou nog ontstaan galaksies. Dit sê al klaar vir jou iets van hierdie God met wie, deur wie jy genooi word tot 'n verhouding. Nou ja, ons is almal leiers en predikante, en ons is in die kerk, en julle almal gaan vir my sê, ons het 'n verhouding met die Here, maar kom ons kyk net weer opnuut, hoe hy homself aan jou wil openbaar. As jy die God van Genesis kan ontdek, gaan jy sien hoe hy graag aan die begin hoe gehad het die mens moes hom verstaan. Net gou vinnig Genesis deel op. Genesis 1 tot 11 noem hulle die oergeskiedenis. Dis nogal daar wat jy baie snaakse goed lees. En die arme jong mense of jong Christene wat die Here aanneem, begin mos nou die Bybel van vooraf te lees, en by hoofstuk 3 of 4 dan gee hulle moed op. Dis net te weird, ek kan dit nie verstaan nie. Maar Genesis 1 tot 11 is 'n totale ander tipe genre as die res van Genesis. Dis die oergeskiedenis. Dis nie tekste wat vir jou presies wil sê, op hierdie dag, op hierdie datum, op hierdie minuut het dit presies so gebeur, en hier is die wetenskapformule vir dit nie.
Dit wil vir jou sê, God het geskep. Hoe hy geskep het, weet ons nie, maar hy het geskep. Hy is die skepper. Dis Genesis 1 tot 11. En dan nog 'n tema wat jy in Genesis 1 tot 11 kry, is die volgende tema, en Rob Bell skryf baie oor. Hy sê dis hierdie herhalende tema van God sit die mens in 'n perfekte omstandigheid om in verhouding met hom te staan, maar die mens kies verkeerd. En dan moet God nou weer 'n plan maak om die mens te red. En is dit nie 'n herhalende tema van die hele Bybel nie? Hy wil jou op 'n goeie plek hê, jy kies verkeerd, en dan moet hy 'n plan maak om ons te red, en tot op die ou ende wat hy Jesus gestuur het om ons te red. Dan hoofstuk 12 tot en met 36 vertel die storie van die 3 aardsvaders. Abraham, Isak en Jakob. En dis waarmee ek vandag bietjie wil dabbel. Ek wou lankal 'n preek oor die God van Abraham, Isak en Jakob, maar ek het net nog nooit 'n gehoor gekry wat soort van verplig is om na my te luister en dan die spesifieke preek te luister, en toe ek genooi word, besef ek, daar is jou kans. En dan 37 tot 50 vertel die storie van Josef. Die verhaal van Josef. Interessante lees, wat hulle noem, wat jy 2 tekste saam lees, is om die verhaal van Josef en die verhaal van Daniel saam te lees. Want hulle sê Josef is eintlik wysheid, wat hulle deur iemand se lewe wil vertel. So, die skrywers wat die storie van Josef vertel het vir ons gesê, kom ons sit 'n paar wysheidsbeginsels ook neer. En as jy nou dink aan Josef, hoeveel pearls of wisdom oor hoe 'n mens moet leef, is daar nie in Josef nie. En hoe hy op die ou en in 'n vreemde land en die regte ding doen, keer op keer, presies soos Daniel en sy vriende, hulle is in 'n vreemde land, hulle kies keer op keer om die regte ding te doen, maar hulle beland baie keer in die tronk, in die leeukel, in die vuuroond, en God red hulle elke keer daar uit, en so word hulle lewe getuienis, vol wysheid. Maar kom ons begin by hierdie God wat homself openbaar aan Moses. Ek gaan 'n entjie verder na die tweede boek, Exodus. Moses stap mos, hy sien 'n bosbrand, hy gaan nader, en die Here openbaar hom aan homself, aan Moses, vir die eerste keer. Onthou 'n bietjie die agtergrond, vir 400 jaar was daar stilte, more or less 400 jaar, was daar stilte. Vir 400 jaar is hulle slawe in Egipte. Vir 400 jaar sien hulle al die Egiptiese gode, en die magdom van Farao. En dan skielik kom hierdie God en hy openbaar hom. En dan sê hy in Exodus 3 vers 4 tot 6 die volgende: Toe die Here sien dat hy afgedraai het om dit van nader te bekyk, het God na hom geroep uit die doringbos: Moses, Moses. Hy het geantwoord: Hier is ek. Toe sê die Here: Moenie nader kom nie. Trek jou sandale van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. En dan, daarom sê hy, ek is die God. So, onthou nou, hy openbaar hom letterlik nou aan Moses, en kyk hoe kies hy om te openbaar. Ek is die God van jou voorvader, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Wie was die God van Abraham? Net so 'n bietjie oor Abraham se storie, die oergeskiedenis, hoofstuk 11, voordat ons die storie van Abraham in hoofstuk 12 lees, sluit met 'n baie interessante vers af. Genesis 11 vers 31 tot 32. Tera, dis Abraham se pa, het sy seun Abram en sy kleinseun Lot, Haran se seun, asook sy skoondogter Sarai, die vrou van sy seun Abram geneem, en hulle het saam met hom uit Ur van die Galdeërs getrek na die land Kanaan, om na die land Kanaan te gaan. Maar toe hulle by Haran kom, het hulle daar gebly. Tera het 205 jaar oud geword, Tera het in Haran gesterf. Dit is interessant, dat dit wil voorkom asof God vir Abraham se pa al wou vat na Kanaan toe. Maar in Haran hak hy vas. Nou, ons kan baie spekuleer oor dit, ons kan tussen die lyne lees, hoekom het hy nie verder getrek, hoekom het hy hier vasgehak, wat sou die rede wees? Goeie mense ontmoet, goeie land gekry, miskien was hy net bang vir die onbekende. Maar dit is interessant dat hoofstuk 11 so afsluit, dat hier was 'n onvoltooide trek op pad na Kanaan toe.
En dan begin die volgende hoofstuk, sy eerste vers, die storie van Abraham, gaan weg uit jou land, weg van jou familie, en jou ouerhuis na die land wat ek jou sal wys. En hierdie God kom en hy sê, ek wil myself openbaar as 'n God wat jou strek vanuit jou gemaksone. En dis miskien die eerste ding wat jy, as ons bietjie reflekteer oor Genesis, keer op keer God strek jou vanuit jou gemaksone uit, na iets anders toe. Nou, in 1853 was daar 'n skou in New York. Dit was die World Fair. En altyd by die World Fair is nuwe patente ook tentoongestel. En daar was 'n man met die naam van Elijah Otis. En Elijah Otis het 'n veiligheidsrem vir 'n huisbak ontwerp. Met ander woorde, as jy iets ophuis en die tou sou breek, dan aktiveer dit dadelik die veiligheidsrem. Hy kon sy patent glad nie verkoop kry nie. Op daai stadium was daar in die wêreld min geboue hoër as 5 verdiepings. Hoekom? Ons hou nie van trappe klim nie. So geboue was nie hoog nie. En hy besluit toe hy hier 'n stalletjie en hy bou 'n kontrepsie en hy hys homself op tot daar heel bo en daar's 'n man met 'n byl wat by die tou staan en hy skree van bo af, hy sê, cut the rope. En die ou sla daai tou stukkend en almal skrik by die volgende oomblik toe skop die veiligheidsrem in. Toe loer hy so oor die vloertjie wat hy daar bo is, toe sê hy, all is good, all is good. Die gevolg van hierdie was, dat hy is die volgende jaar gekontrakteer om die eerste huisbak in te sit, in 'n gebou. 45 jaar later met die draai van die eeu, was daar reeds 65 geboue in New York hoër as 20 verdiepings. En as jy vandag 'n prentjie van Manhattan, New York gaan kyk, daar's hoop. Alles as gevolg van een ou wat gesê het, cut the rope, gaan weg, trek uit jou land, vat die risiko, waag 'n bietjie uit en doen iets. Interessant, die hoogste gebou in die wêreld vind ons in Dubai. Daai ene, Khalifa, se seentjie Burj, daai een. Hy het 163 vloere. Hulle sê as jy onder staan by die ingang en jy sien die son sak en die son verdwyn net soos sy laaste stukkie en jy klim in die huisbak, daar's 65 huisbakke wat teen 40 km/h jou op boontoe vat. As jy bo by die uitkykpunt kry, kan jy weer die son sien sak. Het jy al gesien by roltrappe of in huisbakke van die make Otis? Ek weet jy kry Schindler's List ook, maar Otis. Dis hierdie man wat bereid was om die tou te sny. En Mark Batterson sê die volgende, cutting the rope is like triggering God's dream in your life. En baie keer kom hierdie God na iemand soos Abraham toe, maar ook iemand soos Johan toe, en hy sê, ja, daar's 'n tou wat jy moet sny. Jy moenie in Haran bly soos jou pa nie. Cut the rope. En ek wil jy moet vir 'n oomblik dink aan jou lewe, jou bediening, die area wat jy lei. Wat is daai tou wat jy dalk moet sny en moet uitwaag? Want ons verhouding met God is hierdie uitnodiging na die onbekende, na die onmoontlike, maar dit is 'n uitnodiging wat gevul is met verskriklik baie wonderwerke. En hy nooi jou om bonatuurlike goed te doen. Dit was so lekker in die begin toe Werner praat oor julle netwerk se visie. Dis groot. Dis 'n tou wat gesny word en die potensiaal wat daar is wanneer ons net regtig sal uitwaag en sê Here, ek sal trek. Want ons sien dat Abraham, daar's 'n tradisie wat vertel word onder die rabbies, dat Abraham toe God aan hom verskyn het, was hy so beïndruk met hierdie God dat hy al sy pa se afgode stukkend gekap het. En ons weet dat hulle afgode gedien het, want as jy in Josua lees, dan sê hulle daar, aan die kant die rivier het julle voorvaders Abraham en hulle het ander gode gedien. Maar toe God hom aan Abraham openbaar toe sê ek breek met hierdie, ek sny die tou en dan sê Genesis 12 vers 4, Abraham het gegaan soos die Here vir hom gesê het, met ander woorde, en Abraham het die tou gesny.
En dis 'n uitdaging wat vir jou kom. En gewoonlik, altyd as mense 'n roepingsverhaal met te doen kry, is daar 'n paar goed. Hier is ek, Here. En sodra jy besef hoe groot die opdrag gaan sê jy, wie is ek, Here? En dan moet jy op 'n plek kom wat jy moet hoor, maar hy is wat hy is. En ek dink nou weer aan Moses, né? Die Here het vir hom sê, ek wil jou stuur, en hy sê, ja goed Here, hier is ek, en die volgende oomblik, toe val hy ding oor hom, maar wie is ek? Ek kan nie daai tou sny nie, ek kan nie dit doen nie. En dan kom die Here en hy gee vir hom sy naam, hy sê, ek is wat ek is. Ek het al baie gedink, wat het hy daardeur bedoel? Ek is wat ek is. En een van die dinge wat ek dink daarmee bedoel is, ek gaan nie nou vir jou sê, ek is Yahweh Rapha nie, want jy gaan my ander keer as iets anders nodig is. Hy het letterlik gesê, ek sal wees wat jy nodig het, wanneer jy in daai situasie kom. Want ek is wat ek is, ek sal relevant vir elke situasie wees. En hy nooi jou om hy tou te sny. So hy's 'n God wat ons uitdaag. En hy nooi jou na daai verhouding. Maar hy's ook 'n God van verhouding. Dis die ding wat ons hier leer met sy omgang met Abraham, is verhouding. Abraham het geen verhouding met die ander gode gehad nie. Hier's nou skielik 'n God wat met hom in verhouding staan, 'n God wat met hom in 'n verbond wil intree. En ons sien in Genesis 17 vers 1 en 2, dat hy sê, jy moet voor my loop, en voor my leef, maar die Hebreëse woord is eintlik, ek wil jy moet loop saam met my. God wil lewe doen saam met jou. Dis daai verhoudingsgod, en Abraham leer hom ken as iemand wat 'n verbond met my sluit. Nooit het 'n God met my 'n verbond gesluit nie, maar hierdie God sluit met my 'n verbond. En dan sien ons ook dat God openbaar homself, 'n baie interessante verhaal in Genesis 18. Hy verskyn aan hom by die bome van Mamre in die vorm van 3 mans. Het julle dit al gelees? En soos die verhaal verder gaan, kom jy eintlik agter, hierdie was 'n teofanie, 'n godsopenbaring, hy het homself gewys. En ek weet of julle al ooit Rublev se skildery gesien het oor hier nie. Die bekendste Russiese skilder Rublev. Nou, as jy kyk, kan ons net gou eenetjie teruggaan. So daai is die skildery, die volgende skyfie is waar hy hang, of waar hy is. Ons kan na die volgende skyfie gaan. Ja, kan jy sien, al die ander is, jy kan dan dit vat, daai is toegemaak. So dit is Rusland se belangrikste kunswerk, hierdie spesifieke kunswerk. En as jy mooi kyk, daar tussen daar waar die marmeries, weet net onder daai glas of bordjie wat daar is daar so reghoekie. Kan jy dit sien? Kom ons gaan na die eerste ene wat ek gewys het. Sien jy daai reghoekie daar? Nou Richard Rohr skryf dat die idee was dat daar was op 'n stadium 'n spieël geplak. En as jy na die skildery kyk, het jy jou eie refleksie gesien. En dat die drie-enige God jou nooi na 'n verhouding toe. Want hy is 'n verhoudingsgod. En ek wil hê jy moet nou daai skildery kyk en net dink, hoe is jou verhouding met hom werklik? Hoe prioriteit is dit in jou lewe werklik? Want as die fondasie van verhoudings is, jy moet die Here jou God lief hê met alles in jou. Jy word genooi na hierdie verhouding toe saam met hom. Maar, hy is ook die God van voorsiening. Hy openbaar hom in Genesis aan Abraham as die een wat voorsien. Nou die antieke mens het gou agtergekom dat dinge gebeur op snaakse maniere. Jy weet, ons wat so baie wetenskap nou mee te doen gekry het, sukkel om onsself in te dink in hoe 'n antieke mens gedink het. Antieke mens het gekyk en gesien, dit reën, en dan groei my goed, en dan 5 jaar later, wanneer dit veronderstel is om te reën, reën dit nie, en dan vrek my goed. Of my kind word baie siek, en my kind word so warm, en dan gaan my kind dood. Of
My kind word baie siek en baie warm en dan sy môre weer fyn. Het agterkom, die son gaan op, die son gaan onder, maar waar kom dit vandaan? En kort voor lank het die antieke mens begin gode skep. Ek het 'n baie interessante artikel van Henny Verviers gelees op 'n stadium, wat het die volgende gevra het: God en mens, wie skep wie? Want ons almal is besig om 'n tipe God te skep, 'n prentjie van hom. En ons skep hom in ons kop. En die antieke mense het ook begin sê, maar daar moet magte wees wat hierdie beheer. Het kan nie net toevallig wees nie. En dit was die begin van godsdienst, of het nou primitief was, en of het reg was of verkeerd was. Hulle het besef, hier's gode. En wat moet ek doen met 'n God wat dinge beheer? Ek moet hom paai. So, ek vat vir hom 'n skapie, want ek wil hê, hy moet sorg dat my goedjies groei, en dat my kinders gesond bly, en dat dit goed met my sal gaan. En dan sien ek dit werk, dan vat ek volgende keer 2 skape, en ek probeer hierdie God paai. En daarom was dit in die antieke wêreld glad nie snaaks, en ek weet, dis verskriklik om dit te sê, dat mense hulle kinders geoffer het, aan hierdie gode. Een bekende so God wat ons in die Bybel van lees is Molech. En dat hulle by baie antieke aanbiddingsplekke en altare kinderbene gekry het. Van kinders wat geoffer is en begrawe is om hierdie gode te paai. Enter the God of Genesis. Hy sê vir Abraham, jy moet jou seun gaan offer. Kan jy verstaan hoekom Abraham nie vreeslik gestry het nie? Hy het gedink dis normaal. Op 'n stadium, hierdie God kan nie net so vriendelik heeltyd wees nie. Op 'n stadium gaan hy van my seker maar nou hierdie groot ding vra. En hy sê, gaan offer jou seun, en Abraham vat sy seun om te gaan offer. Ons ken die verhaal. Toe hy opkyk, toe sien hy, daar's 'n ram wat vas is, en die Here sê, ek is anders as hierdie gode. Ek is die God van voorsiening, wat wil voorsien in jou lewe. Ek is nie die een wat net, jy moet vir my offers bring die hele tyd, en offers vir my bring, en op die ouene jou kind gee nie. Ek is 'n God wat voorsien. En daar begin Abraham om te leer as die God wat voorsien, en hy noem ook die plek, die Here voorsien. Toe ek 29 jaar oud was, besluit ek en my vrou, ons gaan alles oppak en ons gaan 'n gemeente plant. Ons was toe in die Vaaldriehoek in die bediening, en die Here lê op ons hart om na Port Elizabeth te gaan, en 'n gemeente daar te gaan plant. Ek verkoop my huis, ek gee my pensioen op, cash it in, koop 'n klankstel, hier 'n trailer, laat 'n kansel maak, die vure gaan val, en ons ry af, PE toe met die trailer en my lewe se besittings agter op 'n bakkie. Ag, op die trailer. Ek het so rooi Jetta gehad. Kom in PE, ek stoor dit by my pa se huis, hy bly op Dispatch, as julle gehoor het. Terwyl hy aflaai, my pa het so 'n manier om so vir my, as hy baie teleurgesteld is in my, dan sal hy sê, Jene Johan. En hy sê, Jene Johan, wat vang jy aan? Ek sê, pa, ek weet nie, maar ek het ervaar, die Here sê vir my. Nou natuurlik, julle weet mos, as iemand vir jou sê, die Here het vir hom gesê, dan kan jy nie met hom stry nie. Want die Here het nou gesê. En ons begin toe die gemeente in PE, en ja, jy het 'n bietjie geld weggesit, maar geld raak op. En dit gaan swaar, en dit gaan moeilik. En ek brand my geld om hierdie gemeente van die grond af te kry, want as daar geld inkom, dan koop jy 'n Shure mic. Eerder as om jouself salaris te gee. As daar geld inkom, dan sit jy nuwe snare op jou kitaar, want jy wil nie later met roes speel nie. Veral in PE, waar dit by die see is. In een oggend toe ek so baie, te sê, Here, U is dan die God wat voorsien. U openbaar Uself dan as God wat voorsien. Wil U nie voorsien? Vir my deur oopmaak. En ek kry 'n teks in my stilte tyd in die week wat volg uit Markus, wat hy sê,
Niemand van julle wat in hierdie lewe broers en susters en huise en eiendom opgeoffer het, sal nie in die lewe 10voudig of 100, ek kan eers met die teks onthou nie, terugkry. En ek hou in daai teks vas, maar dit gaan nie beter nie. Inteendeel, ek doen aansoek vir 'n huislening by Standard Bank. Hulle sê, ons het nie eers na jou aansoek gekyk nie. Intussen bel Stanik my, want ek het nog 'n paar paemente geskuld op Jetta, dan wil hy man met my koffie drink. Hy sê, Pastor, we must have a coffee, bring the car hoof. Dan daag ek op, hy sê, where's the car? Sê ek, no, my wife took the car. Sies, man, staan die kar om die draai ver, ek loop daar naartoe. Dan bring hy 'n depositoboek saam. Dan moet ek hom daar geld gee. Stamp hom met 'n bankstamp, dan sê hy, okay, you know, good for 1 month. Hy wil daarom op die ou ende afbetaal. Maar tyd gaan verby. En hy koop 'n huis van R1 miljoen. 3 jaar later. Toe in 'n ander gemeente. En is nogal duur, daai huis, ons het toe 'n woonstelletjie agter, ons gaan hom uitvier, maar in 2004 is R1 miljoen baie duur vir 'n huis. 6 maande later bel iemand my te sê, wat is jou huisleningnommer? En hy betaal R1 miljoen in die huislening in, en hy betaal hom af. Hy sê, God wat voorsien. Hy sê, God wat voorsien, en Genesis nooi jou om te sê, herontdek hom weer. Het jy geweet, Abraham was 'n baie ryk man? En ek weet, ons spreek nie prosperity nie, maar daar is iets soos dat hy wil jou seën, daar is iets soos 'n oop venster waaronder jy kan leef. Die Bybel praat daarvan, hy wil die vensters van die hemel oopmaak. Ek dink die verkeerde ding van prosperity is wanneer mense dit misbruik om hulle self te verryk. Nou preek ek vir jou, jy moet gee en gee en gee en gee, sodat jy kan prosperous wees. Nee, hy wil ons seën. En mense wat in die bediening is, moet geseën word, sodat jy 'n seën vir ander kan wees. Sodat jy vir die 60 manne R50 of R100 tip kan gee. Laat hy bewend met daai motorfietsie by jou plek uitry. Ek glo hy is die God wat wil voorsien, en ek wil spesifiek vir jou vra, soos jy hier sit, wat is daar wat jy sy voorsiening voor nodig het? Vat dit na hom toe. Vat dit na hom toe. En mag my getuienis jou bemoedig. So het God ook my kinders se studiegelde afbetaal, nie ek nie. Hy is die God wat voorsien, hy openbaar hom so. Dis die God van Abraham. Dis die God van Isak. Wat beteken Isak? Lag. Yitzhak. Dit beteken lag, en dit kom van hierdie wat Abraham gelag het toe hy dit gehoor het. Sarah het gelag, maar ook die vreugde. Waar Sarah sê, God het gemaak dat ek lag, elkeen wat dit hoor sal saam met my lag. Die God van Isak is 'n God wat die lot van mense verander. Van negatief na positief, en dan lag jy daaroor. En ek dink God nooi ons weer opnuut om te lag. Om 'n lewe van verwondering te leef. Ons verloor ons verwondering. Soos wat ons blootgestel word aan die negatiewe, verloor ons verwondering. Paul Ricoeur skryf ons van naïwiteit. En dan skryf hy van ontnugtering. En dan sê hy, as jy groei, dan kom jy by 'n plek waar jy tweede naïwiteit ontdek. Ek sien dit baie met teologiese studente, dalk is jy ook daardeur. Jy kom tot bekering, jy kry 'n roeping, gaan vir Here werk. Kom jy op college, nou vertel hy dosent vir jou allerhande snaakse goed. Van hoe jy nou na die Bybel moet kyk, en jy sien die Bybel nie so, weet. En dan verloor jy jou naïwiteit, dan raak jy vreeslik krities oor alles. Ons almal gaan deur daai fases. Maar hy sê, 'n goeie plek om te kom is om weer jou naïwiteit te ontdek. Nou kom ek verduidelik dit vir jou so, Kersvader. As kind, jy glo, druk ore toe. Jy is kinders, druk ore toe. Jy glo hy bestaan, nee. Maar dan leer jy bestaan, en hy is nie, nee.
Maar dan op 'n stadium besluit jy, veral as jy mos nou weer kleintjies het, ek gaan nou glo in hom. En dan glo jy behoorlik, jy oortuig jou kinders van dit alles, en jy is so opgewonde, jy sit koekies uit en melk, en alles, en jy dres ook selfs baie keer op by die familiekuier. En dis daai tweede naïwiteit, en ek dink daar's 'n groot uitnodiging tot ons almal, om weer net ons verwondering te herontdek as dit kom by God, as dit kom by sy Bybel, as dit kom by sy woord, en net meer te lag. Ek het daarbo gesê, om so 'n bietjie van ongeloof tot halleluja te gaan. Halleluja beteken mos, loof die Here. En ek dink ons leef nie meer, ek sê baie keer, as jy bly is, sê net vir jou gesig ten minste, jy's bly. En dan dink ek aan myself, baie keer as ek stap ook, het jy al op lughawens gekyk na mense? En kan hulle kwaad raak? Ek het op vliegtuig gekry ons al hierdie verskillende mense. Ek het hulle al almal langs my gehad, die slaper. Ou sit skaars aan slaap hy. Hy slaap deur die opstyg. Ek het een aand so geslaap van 'n slaappilletjie wat 'n dokter vir my gegee het, dat 'n ou het 'n epileptiese aanval op my gehad. Ek het nie geweet daarvan nie. Het was tussen Dublin en Londen wat dit gebeur het. Toe ek wakker word, lê die ou op die vloer, hulle is besig om met hom te werk. Toe sê my vriend, hy het bo op jou gelê, jy weet eers daarvan. My kry mos daai slapers, ek pes hulle, veral Johannesburg, Kaapstad, was 'n lang vlug. Klim op. Hy slaap die hele ding deur. Dan kry jy daai wat mos, alles is unacceptable. Ken jy daai mense, né? Of is jy daai mens? This is unacceptable. En dan kry jy mos die stinky Pete's, né? Vir alles uit daai dinge bo afval. Dan ryk jy, hy kom uit 'n Wilbur Smith novel uit, waar hulle 7 maande op die see gereis het, en bad was nie 'n opsie nie. Hulle is ook op 'n vliegtuig. Dan natuurlik die breedsitters. Jy ken hulle? Jy lyk soos 'n Tyrannosaurus Rex as jy jou kossies eet, want hy of sy kies om breed te sit. Maar my gunsteling is die opspringers. Hulle wat daar by die venster staan, sodra die vliegtuig stop. Hoekom sit jy nie net tot jy kan uitgaan? Maar baie keer op 'n vliegtuig gaan kyk ek mense en sien ek, ons is nie bly nie. En moet ons as Christene nie so 'n bietjie blyer wees as ander mense nie, en ons as leiers nie ook so 'n bietjie blyer wees en meer lag nie. Bietjie van hierdie ongeloof en pessimisme beweeg na 'n halleluja lewe, net weer naïef wees en verwonderd wees oor God. Want hy is die God van lag. Hy is die God van lag. In 1741 skryf Handel sy bekende Messiah. 2 uur 30 minute. 260 bladsye is 'n blad musiek. Hy doen dit in 26 dae. Ek luister Handel se Messiah ten minste 1 keer 'n maand. Ek het vinyls. Ek het 4 vinyls waarop dit is. Ek luister dit. En hulle sê, die geskiedenis sê dat toe Handel sy bekende Halleluja chorus skryf, het hy so, julle kan hom onthou, né? Halleluja. Daai ene. Hy eindig ook mos met hierdie klomp hallelujas. Nou ons het hom in die koor gedoen op hoërskool. Toe die Gees so oor my gekom, want na die 4de een dan sal eers 'n breek en dan halleluja. Maar toe die Gees oor my gekom, toe belt ek uit die 5de een lang voor die tyd in die NG Kerk. Maar hulle sê die oorspronklike bladmusiek, toe hy die Halleluja chorus skryf het, so hier na die einde toe, het hy sy mate breër gemaak en sy note het groter begin raak. En hy skryf self, I saw all heaven before me and the great God himself, skryf Handel. Ons moet nou na dit luister. Luister, daar's 'n hele klomp hallelujas, oor die 40 in hierdie chorus. Maar weet jy,
Dis 'n chorus wat jou nooi na verwondering, om die halleluja lewe te leef in plaas van die ongelukkige lewe. Kom ons luister net gou daarna. Dankie, baie dankie vir daai geforseerde handeklap. Daar's 'n uitnodiging tot 'n lewe van halleluja. Tot 'n lewe van fees. Deuteronomium 14:26 sê die volgende, want kyk, die Ou Testament is nie vreemd met feesvier nie. Want ek dink God wil hê sy mense moet onthou, maar ook celebrate. As ek luister wat sê Deuteronomium 14:6, daar moet jy met die geld koop net wat jy wil. So wat nou gebeur as jy nie die fees kan bywoon nie, wat by die groot sentrum is nie, en jy bly by jou huis, dan sê hy gebruik jou reisgeld en koop net wat jy wil, bees, skaap, wyn of enigiets anders. Dan moet jy en jou familie dit daar eet en bly wees. Ongelukkig, die prentjie wat baie mense van kerk het, is nie gelukkig nie. Kwaai pastoor, kwaai dominee, kwaai ouderlinge, kwaai tannie. Hoekom is dit so? Moet die kerk nie een van die gelukkigste plekke wees nie? Dallas Willard, toe hulle vir eenslag sê, vertel vir ons hoe is God? Hy sê, God is die gelukkigste wese in die heelal. En C.S. Lewis het ons gesê, joy is the serious business of heaven. Om werklik bly te wees. 'n vrolike hart is botox vir die gesig. So dis regtig ook, Isak is 'n uitnodiging, die God van Isak is 'n uitnodiging tot feesvier, tot halleluja. En ek dink, hoe vier ons meer fees in ons lewe? Ek dink die eerste ding wat ons moet leer om te doen, en ons sukkel hiermee, is ons moet die kompartemente van ons lewe afbreek. Nou doen ek kerk, dis ernstig. Nou kyk ons rugby en ons braai, dis nie geestelik nie. Nou eet ons saam, dis maar net sustenance, nee, so ons moet nou maar net eet. Dis nie geestelik nie. En ons leef in hierdie kompartemente, en hoe meer jou lewe in kompartemente is, hoe minder kan jy die lewe geniet. Iemand het eendag gesê, hoe meer goed jy demoniseer, hoe meer word jou lewe hel. En ons maak van allerhande goed hierdie bose, demoonse goed. Luister, wanneer jy aan iets raak, word dit geestelik. Wanneer jy met iets engage as 'n Jesus volgeling, en jy engage op die regte etiese manier daarmee, dan word dit geestelik. En ek dink ons met daai kompartemente in ons lewe afbreking, soos ek sê, bietjie meer lag en ons gesigte vertel daarvan. Te lag. Ek het toevallig nou getel hoeveel halleluja's daar was 49. Onthou dit nou. Wat van goeie kuns? Om goeie kuns te waardeer. En ek sê nie almal moet opera luister nie. Maar daar's goeie kuns. Daar's goeie humor. Daar's goeie storievertellers. Wat jy op 'n manier na jouself kan kyk en oor jouself laat lag. Ek wil nou iets sê, maar ek gaan nie. Ons het nou so 'n week terug van die Kaap af teruggevlieg, toe kom maar 'n man met so 'n groot pruik ingestap. So op 'n kop. Hy dra die kop met 'n pruik. Ek erken nie die persoon as 'n kabaret persoonlikheid wat hy nou aantrek en hierdie pruik opsit en so. En ek gaan soek toe op en ek kyk 'n paar van die, ek sal nou nie 'n vertoning gaan kyk nie. Maar een ding wat ek agterkom, is hierdie persoon het 'n seer in hom, as gevolg van die norsheid en die judgmentalism van Christene. Want dit kom gereeld in sy retoriek na vore. Gereeld.
En dit moet eintlik met onsself praat. Moet ons nie die gelukkigste mense op aarde wees, die liefdevolste nie? Moet die God van Isak nie deur ons lag nie? Moet die God van Isak nie deur ons glimlag nie? Dan, ek dink, dit is nodig om meer van familiebyeenkomste te maak. As julle saam is om goed te celebrate. En 'n kort toespraakie, met 'n sinnetjie oor iemand te sê. My gesin weet al, as iemand verjaar, moet jy voorbereid kom. Jy moet daarom iets mooi van die persoon sê. En dan fees te vier. Jy word genooi om meer te lag, die God van lag. Van joy. Joy. En hoeveel kere lees ons nie van blydskap nie? Dis ons beskutting. Paulus sê, wees bly, ek herhaal, wees bly. Hoekom? En dan sukkel ons met dit, en dan kan ons nie lag nie. Ons kan nie die lewe geniet nie. Breek daai kompartemente af. Maar hy is ook die God van Jakob. Die God van die bedrieër. Die God van die hakskeen-gryper. Nou sê hulle, dit praat glad nie met my nie, ek is nie 'n bedrieër nie, ek is nie 'n hakskeen-gryper nie. Interessant, julle ken mos die storie, die tweeling, en dan word Esau eerste gebore, en dan gryp hy hom aan die voet, en dan word Jakob tweede gebore, en hy noem hom Jakob, wat soort van herinner aan hakskeen, dis van waar die naam kom. En dan groei hulle op, en luister hoe sê die 2020 direkte vertaling, as hy die seuns beskryf, hy sê die seuns het opgegroei, Esau het 'n knap jagter geword, Jakob was 'n fatsoenlike man, wat in tente gebly het. Hy was 'n metroman, as jy my vra. En ek het uitdag hierdie teks in die gemeente ook genoem, te sê, oom, nou nog as hy praat van iemand wat hy nou voel, en sy opinie nou nie regtig baie manlik is, en sê, nee, hy is mos maar 'n fatsoenlike man, wat in tente bly. So, maar hier is hierdie twee dinge, nee, weet, Esau het gaan jag, en vir sy pa vleis gebring, en Jakob het in sy hart begin voel. Jy weet, daar het hierdie deceit, hierdie, ek gaan begin bedrieg, ek gaan verkeerd optree. En dan ondermyn hy, en hy bedrieg, en dan soveel so, dat hy moes wegvlug. En sy hele lewe is hierdie bedrieg, en hy self word ook bedrieg mos deur Laban op 'n stadium. En is 'n lewe van bedrieg. En dan voordat hy Esau weer ontmoet mos, die storie, dan worstel hy in die nag met iemand. En dan sê hy, ek gaan jou nie los voor jy my nie seën nie. En dan vra die persoon vir hom, wat is jou naam? En hy sê, my naam is Hakskeen. Dis letterlik hierdie erkenning van ek bedrieg. En hier's die ander probleem wat ek baie keer met leiers het. Ons het een keer iemand genooi by ons netwerk, om met ons te kom gesels, en een van die briefs was die volgende. Vertel vir ons van jou tekorte en foute wat jy gemaak het. Dit is die een sessie, het so afgekondig ook. Hy het geweier om dit te doen. Want ons moet altyd voorgee, ons is perfek. En is dit nie so, as leier moet jy ook mos, weet jy en jou vrou kan skree, met klei en die borde kan breek, en jy kan haar ma en haar ma se ma en haar ouma se ma bevloek en skree, en sê ek gaan vir jou doodmaak, en dan lei die foon, pastorie, goeiemiddag. Want ons moet perfek wees. En hy sê, my naam is Jakob, ek het bedrieg. En ek is nou eintlik in die moeilikheid, want ek moet nou vir Esau face. En ek is 'n fatsoenlike man, wat in tente bly, Here. Hierdie man is 'n jagter. Ek gaan hierso met 'n mes na 'n geweer fight. Gaan nie werk nie. Help my, seën my. En ons weet van die versoening wat plaasvind en alles. Maar ek het net gedink, dat die God van Jakob kom, en hy openbaar homself as 'n God wat plek het vir die washouts, vir die ou wat 'n fout maak, vir die persoon wat nie perfek is nie, vir die persoon wat met 'n battle sukkel, met 'n verslawing sukkel, met 'n geheim rondloop. Hy het plek om daai persoon in sy hart vir hom, om hom te verander of haar te verander. Dis die God van Jakob.
En hy noem die plek die gesig van God. Maar weet, jy kan alleenlik die gesig van God sien as jy jouself ontbloot en sê ek is bedrieër. Ek sukkel hiermee. Ek het 'n probleem hiermee. Ons gaan baie keer uit die hoogte uitpraat, né? Goed sê en voorgee. Ons het tot 15:15, né? Baie, as ek aan die God van Jakob dink, wat hierdie man ontmoet, dan dink ek aan Lukas 6 vers 6 tot 11. Ek lees dit vir julle. Op 'n ander Sabbat, toe hy weer na die sinagoge gegaan het en daar onderrig gegee het, was daar 'n man wie sy regterhand verdor was. Ken die storie, né? Die skrifkenners en die fariseërs het hom dopgehou om te sien of hy op die Sabbat iemand gesond sou maak, sodat hulle iets kon hê waarvan hulle hom kon aankla. Maar hy het geweet wat in hulle gedagtes aangaan en vir die man met die gebreklike hand gesê, kom staan hier tussen ons. Die man het opgestaan en daar gaan staan. Toe sê Jesus vir hulle, ek vra julle, is dit toelaatbaar om op die Sabbat goed te doen? Of sleg te doen, om 'n lewe te red, of dit ten gronde te laat gaan? Nadat hy in die ronde na hulle almal gekyk het, sê hy vir die man, steek jou hand uit. Hy het dit gedoen en sy hand het gesond geword. Hulle was egter buite hulle self van woede en het onder mekaar beraadslag oor wat hulle met Jesus kon doen. Ken die storie. En persoon wat ek lief is om na baie keer te luister is Ellen Story. Hy's 'n methodiste predikant. Hy was vir lank die predikant in Kaapstad, daar wat hulle die kerk betrek het, toe daar een of ander xenofobiese aanval was, en het ek al die mense in sy kerk laat slaap, laat bly en so. Hy dink baie anders oor die lewe, maar hy's 'n baie goeie interpreteerder van tekste. En hy sê, mens moet baie keer 'n teks van 'n ander hoek aflees as die normale, om 'n sekere insig te versterk. En as jy hierdie teks miskien vir 'n oomblik, ons lees hierdie teks vanuit Jesus se oë en sy konflik met die fariseërs. Maar baie keer is dit nodig, en dis baie goed vir Bybelstudie ook, om jouself in elke karakter se oë te sit en deur daai karakter se oë te kyk. En miskien hierdie karakter met die verdorde hand, die teks deur sy oë te lees. Onthou nou, hy was gebreklik, sy dominante hand, so hy was heel waarskynlik gesukkel om werk te kry, want in daai tyd het hulle almal mos maar, jy weet, jy het 'n ambag gedoen wat jy by jou pa geleer het. En die gemeenskap het op hom neergesien. Kyk wat sê die wet oor so iemand. Geen persoon wat 'n liggaamlike tekortkoming het, mag offer nie. Geen blinde of krepeel of iemand met 'n misvormde gesig of liggaamsdeel of met 'n gebreekte voet of hand mag offer nie. Wat doen hy by die tempel? Wat doen hy daar? Hoe kom hy in die tempel? Baie eenvoudig. Kan jy die deurwagters daar by daai kerk sien? Wat 'n ongeskikte man, hy steek sy hand uit en groet ons nie. Want hy steek sy hand weg. Vir die fariseërs is hy net 'n pion. Maar dan gebeur daai oomblik waar Jesus vir hom sê, staan op. Anderswoorde, hy is uitgevang. Dis wat hy doen. Staan op. Steek jou hand uit. Nou het ons jou gevang. En hy maak hom gesond. Dit herinner my aan daai, wat is jou naam? Wat steek jy weg? Wat is die binne? Want die oomblik as jy hom gaan uithaal, kan hy gesond word. Maar as jy hom gaan bly wegsteek, gaan hy nie gesond word nie. As Jakob nie erken het dat hy die bedrieger, die hakskeen-gryper is, het hy nooit gesond geword nie. Dietrich Bonhoeffer sê die volgende: many Christians are unthinkably horrified when a real sinner is suddenly discovered among the righteous. So we remain alone with our sin, living in lies and hypocrisy. God van Jakob sê, maak oop, haal daai hand uit, dat ons hom kan gesond maak.
Maar gesond maak is nie net snap out of it nie, né? Julle almal het seker daai videoetjie gekyk van die vrou wat die sielkundige gesien, dan sê hy net die hele tyd vir haar stop dit. Stop it. Dit is nie so maklik. Dit is nie so maklik nie. 'n Depressieleier snap nie net uit dit uit nie. Persoon wat verslaaf is, kom nie altyd so maklik los nie. Ons weet die Here kan mense bevry en losmaak en nuut maak en hy doen dit. Maar baie keer is daar 'n stryd wat jy moet opstaan en sê, hier's my gebreklike hand. Hier's waarmee ek sukkel, want ek wil beter word. Net en ek moes daai al in my lewe ook doen, en opstaan en my hand uithaal en sê, hier's hy. Al is ek 'n leier, al is ek 'n prediker. En ons twee goed wat baie belangrik is aanvaarding en erkenning. Daar's aanvaarding van die geloofsgemeenskap nodig, of van jou as leier, en daar's erkenning van die persoon met die gebreklike hand nodig. En jy kan jouself in enige een van hierdie twee posisies sit. Jesus aanvaar hierdie man. Jesus sê, steek jou hand uit en erken. En dis van die eerste stappe van AA. Weet jy of julle John Ortberg se nuwe boek gelees het, Steps nie? Wat hy oor die 12 stappe van AA skryf in geestelike transformasie, wat hy sê, dit begin by erkenning. Ek het 'n probleem, ek is verslaaf. Bonhoeffer skryf verder, hy sê, in confession, the breakthrough to community takes place. Sin demands to have a man by himself. It withdraws him from community. The more isolated a person is, the more destructive will the power of sin over him, and the more deeply he comes involved in it. The more disastrous is his isolation. Ek wil afsluit met hierdie, as ons dink aan die God van Jakob. Sekere werke, of jy het al gehoor van gilde, nee, 'n guild waaraan jy behoort. So byvoorbeeld CA's, het miskien hulle behoort aan die gilde van CA's, of die fellowship. So ook sê maar aktuaris of chirurge se fellowship. Ek weet in die Kaap het ek iemand geken wat in die skaapkop gilde behoort het. Hulle gunsteling dis was skaapkop. Maar ek wil jou vandag na 'n gilde toe nooi. Die God van Jakob nooi jou na 'n gilde toe. Die gilde van die gebreklike hand. Van die nie perfektes. Want dit is alleen as ons erken ons is nie perfek, dat daai ding kan uitkom. En God met ons kan werk en ons kan transformeer en wat ons kan word. Ek nooi jou na die gilde. So wat wil ek doen vandag? Ek wil so 'n bietjie gereflekteer het uit Genesis. Oor die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob. En jou nooi na 'n dieper intense verhouding met hierdie God. Baie dankie.